Goeiedag vriende, my naam is Pieter van der Merwe, baie welkom dat jy inskakel, vir elkeen wat inskakel. Dit bly 'n voorreg om met mekaar te praat, dit is eintlik 'n besonderse dag ook vir ons en ons prys die Here dat ons hierdie week nou 6 jaar met hierdie gesprekkies kan besig wees. Ons trek op hierdie stadium hier so by 212 geselsies. En dit sou nie moontlik wees as die Here nie in sy grootheid en in sy geduld met ons dit vir ons moontlik gemaak het. En al die eer kom hom toe en ons prys regtig die Here dat ons glo. Daar is mense wat regtig 'n ander uitkyk het op dinge, spesifiek oor die eindtye, want dit is waaroor dit gaan, soos ook vandag. Kom ons bid net saam. Here, ek dank U vir die wonderlike voorreg om sommer net te weet, ons is nie hier sommer net nie, dat U kinders op hierdie aarde is, Here, om te wees wat U wil hê ons moet wees, om lig te wees, en om die waarheid te versprei, en te wys op leuns, en vir mekaar aan te moedig, en bovenal U naam groot te maak. Here, dank U dat U ook so kyk na ons, en dat U in U Vader liefde, U oë op elkeen van ons het. In Jesus se naam. Amen. Vriende, ek het vandag so 2 onderwerpies wat ek nou, wat niks met mekaar te doen het nie. Dit gaan op die ou einde alles weer eens oor eindtyd gebeure en ontwikkelinge wat rondom ons gebeur, wat vir ons ook dui daarop dat ons in die eindtye lewe. Nou die eerste enetjie wat ek wil aanraak is die situasie in Israel. Ek gaan baie kortliks daaroor en dan in die tweede plek gaan ons bietjie kyk na wat in die wêreld aangaan rondom die een wêreld godsdiens wat die woord ook vir ons voorspel. So die situasie in Israel wil ek, soos ek sê, baie kortliks doen. Nou hierdie week dink ek is dit 'n jaar wat dit aan die gang is. En ons sê so baie vir mekaar, Israel is die klok van die wêreld. Dit is God se klok waarna ons moet kyk om te sien wat daar gebeur sodat ons kan weet waar in die tye is ons nou. En ook goed herken daar wat die profeseë vir ons dwars deur die eeue openbaar. Vriende, in 1 Oktober, die afgelope week, was die grootste missielaanval op daardie land se geskiedenis daar. Ek het 'n vermoede, dit is die grootste missielaanval ooit op enige land, as ek dit nou reg verstaan het. Dit was nie oor tyd nie, dit was in een nag. In een nag. Vriende, dit is 'n ongehoorde ding. Nou, amper 200, ek dink ek die korrekte getal is iets soos 181. Missiele het in Israel geval of het in Israel aangekom. Iran sê hulle het 400 geskiet of opgeskiet. Met ander woorde, as Iran reg is, weet nie wie reg is nie, maar as Iran reg is, dan beteken dit daar het 200 geval op ander plekke en nie in Israel nie. Maar ek wil bietjie fokus op die wat in Israel geval het. Vriende, en dan moet ons nou maar net gou eers kyk na hierdie missiele. Hulle noem dit die ballistiese missiele. Dis geweldige groot goed. Ek het die afgelope week 'n foto gesien waar 'n gewone lengte man, dit vir my gelyk, langs een wat plat lê staan, langs een van die missiele wat geval het. En die missiel is eintlik groter as hy, en dit is maar die breedte van die missiel. As 'n mens nou die foto so kyk en oordeel, sou ek glo dit is nie minder as 8 na 10 meter lank nie. Dit is ongelooflike groot goed daar. Nou, die hele ding van hierdie missiele is dat dit nou weer 'n nuwe generasie missiele is, wat hulle noem ballistiese missiele. Hierdie ouens, normale missiele werk baie op 'n horisontale vlak, met 'n vuurpyl aangedrewe kragbron. Hierdie ballistiese ouens het 'n klomp brandstof en dan skiet hulle hom hoog in die ruimte in, en hy val dan nou af op 'n punt wat vooraf bepaal kan word. Dit is ongelooflike goed, want jy kan baie verder kom met hom. Daarom kry jy interkontinentale ballistiese missiele wat werklik half in die ruimte ingaan en dan op die vooraf bepaalde punt land. Nou hierdie goed is in daai kategorie, 'n geweldige plofkrag. Die Iraniërs wat hierdie goed afskiet, spog dat dit die eerste keer is dat die sogenaamde Fatah-tipe hipersoniese missiele gebruik word. Kom ons kyk net gou na die getalle. 200 of amper 200 val in Israel. Nie een mens is dood nie.
Daar is so hier en daar 'n gebou wat seer gekry het of wat ook al. Nie een is dood nie. 2 mense is in hierdie aanvalle wel dood. Die een was 'n Palestyn in Jerigo en die ander een was nie 'n Israeliet nie en dit was in Jordanië. Die missiele moet oor Jordanië kom om in Israel te kom. So dit is 'n geweldige, dis 'n dramatiese ding wat hier gebeur het. Amir Safati sê die volgende: hulle het Israel probeer aanval, het reg gekry om Israel te tref met 'n paar missiele. Nie een dood nie. Maar hulle kan nou verwag daar kom 'n reaksie en dit kan 'n groot reaksie wees en dit kan 'n reaksie wees wat hulle baie seer maak. Hulle weet dit en Israel weet dit, maar dit gaan waarskynlik onverwags wees. Iran will be crippled and unable to avenge the impending destruction until a coalition is formed by Gog from the land of Magog, the leader of Rosh, Meshech and Tubal. Vriende, wat hy eintlik maar sê, hierdie goed is voorlopers van dit wat kom voor die Esegiel 38 oorlog uitbreek. Nou, ons het al meer as een keer oor die Esegiel 38 oorlog gepraat. Jy kan gaan kyk onder hierdie presies dieselfde titel, die Esegiel 38 oorlog. Dit is die voorlopers daarvan. Die Esegiel 38 oorlog sê Israel moet gaan oop lê na al die kante toe. So ek het 'n sterk vermoede dat hierdie gevegte met Hezbollah en met vyande hier rondom hom, Hamas en so meer, dat dit voorloop om die grense oop te maak. Met ander woorde dat dit die gevaar op daai grense gaan wegneem, sodat die Esegiel 38 oorlog gaan intree, wat God in al sy glorie die magte verslaan. Dit is die woord vir ons leer. Ja, mens kan dit dus sê, die oop grense word al hoe meer 'n werklikheid en ook hierdie aard van die saak met die gevegte rondom. 'n senior uitvoerende beampte van Microsoft, dis 'n Jood. Hy het op X die volgende geskryf onder die naam, of dit is sy naam, Hillel Fool. Nou, onthou, hy was nie 'n Christen nie, of hy God bely. Last night, if you're looking for miracles, man, last night I started believing missiles hit all around us, but none of them hit my house or any house for that matter. Last night will be analyzed by military strategists and experts for generations. Last night we witnessed history. Last night we witnessed open miracles. Last night we witnessed God in all His glory, watching over His children, sodat die wêreld kan sien, sê die woord. Mag die Here regtig vir ons oë oopmaak, dat ons opgewonde raak oor hierdie dinge, en die wat daar gebeur kan sien, in die lig van presies die Here wil hê ons moet sien, want dit is profeties. Ek lees so 'n paar versies, kom ons begin met Jesaja 46 vers 9 tot 10, wat lank gelede gebeur het. Ek is God, daar is geen ander nie, ek is God, niemand is soos ek nie. Ek maak bekend wat gaan gebeur nog voor dit gebeur, en wat ek besluit, voer ek uit, wat ek wil, doen dit. Vriende, dit sluit juis ook wonderwerke in. Soos ons kan sien, soos hy daardie nag Israel bewaar het. En dis nie die eerste keer wat dit gebeur nie. Daar is so talle stories van wonderwerke wat God toelaat en laat gebeur, sodat sy volk beskerm word. Psalm 124 vers 1 tot 3. Dis van Dawid. As die Here nie aan ons kant was nie, laat Israel nou maar sê, as die Here nie aan ons kant was nie, toe mense ons aangeval het nie, sou hulle ons lewendig ingesluk het in die hitte van hulle toorn teen ons. Weereens, as die Here nie daai nag in Israel was nie, of vir hulle gestaan het teen die vyand nie, dan sou dit werklik nag gewees het. Sefanja 3 vers 19 tot 20. Ek sal in die tyd afreken met almal wat julle onderdruk het. Ek sal die hulpelose mense help. Ek sal die verstrooides terugbring. Die wat verneder is in ander lande, hulle naam sal ek in eer herstel. Op die regte tyd sal ek julle bymekaar maak. Ek sal in julle huis toe bring. Ek sal sorg dat die volke van die wêreld julle weer ag en met respek behandel. Julle sal met julle eie oë sien hoe ek julle lot verander, sê die Here. Vriende, hierdie is
is God wat hier praat. Ons kan nie net daaroor hardloop nie, of sommer net laat verbygaan nie, omdat ons die generasies is wat hierdie goed voor ons oë sien gebeur, soos ook vorige generasies. Daar is soveel ongelooflike stories in die Ou Testament, hoe God ingetree het en toegetree het vir hierdie volk, en ons sien dit weer in ons leeftyd. Vriende, ek gaan nou oor na ons tweede onderwerpie toe. En dit gaan oor die voorkoms of die groei in 'n een-wêreld godsdienst. Nou dit wat ons hier gaan sê is nog nie die een-wêreld godsdienst nie, maar alles beweeg in daai rigting. So ons sien die voorafskaduwings van goed wat gebeur wat heen wys en vir ons neem in die rigting van 'n een-wêreld godsdienst. Die beginsel van hierdie hele ding is eintlik dat God, die lewende God, uit die situasie geneem word, en almal wat mense is goeie mense, is intrinsiek goeie mense. Met ander woorde, ons het nie hierdie God nodig nie. Ons kan nou vir ons 'n God skep wat vir ons almal pas. Ons kan dit vervang eintlik met enige iets. Ons kan dit vervang met teologie, ons kan dit vervang met teorie. Ons kan dit vervang met menslike ankers en al daai tipe goed. Vriende, in 1964 het die Second Vatican Council die volgende gesê: ons kritiseer niemand nie. Alles daar verskille. Met ander woorde, dis nou 'n sogenaamde Christelike Romeinse vereniging wat uitsprake maak om die hele wêreld rustig te maak en te sus in 'n bepaalde denkpatroon. Maar as hulle die volheid van hulle godsdienstige lewe wil geniet, is dit in Christus. Dis sê hulle in 1964. Maar hulle maak nou dan vir hulle eie mense ook 'n bietjie spesiaal. In 1965 sê hulle: oor die eeue was daar baie verskille en argumente tussen gelowiges, maar die Heilige Raad, in Engels is the Secret Council, smeek groeperinge om hulle verskille te laat, om maniere te soek vir onderlinge begrip tussen die nasies. Vriende, met ander woorde, hulle moet hulle verskille vergeet. Daar word so baie gesê, moenie op verskille konsentreer nie. Bring by mekaar wat by mekaar hoort en praat oor goed waar ons kan saam oor praat. Nou die groot ding is natuurlik, wat is die verskille? As daar goed moet in die stof duik, wat gaan in die stof duik? En dit is uiteindelik die waarheid. Dit gaan met ander woorde alles oor vrede, vryheid, sosiale geregtigheid en morele standaarde. Vriende, en dis die tipiese begrippe wat gebruik word vandag, oral oor, in die politiek selfs, en dis presies ook die dinge wat totaal verbrokkel vandag. Is dit nie ongelooflik nie? Dit is wat die woord ons leer ook aan die einde en die tyd van die Antichrist, juis nie daar gaan wees nie. Stel u voor, dat daar in die Antichrist tyd vrede gaan wees. Die woord sê nee. Vrede sal verdwyn van die aardbod af. Vryheid, geen vryheid nie. Kan nie koop sonder die merk van die dier nie. Sosiale geregtigheid. Almal moet buig voor die Antichrist. Almal moet buig voor die valse profeet. Daar is nie geregtigheid in die sin dat sosiale groeperinge hulle self en hulle eie dinge kan kyk nie. Dit word vir hulle gedoen en hulle moet gehoorsaam tot die dood toe. Daar is geen morele standaarde nie. Vriende, dis die eienskappe wat totaal gaan verdwyn in hierdie hele storie. Ons kan die afleiding daaruit maak, daar is geen ruimte vir een weg, een waarheid en een lewe in Christus. Maar dit is presies wat hy gesê het. Ek is die weg en die waarheid en die lewe. Vriende, dit is wat die vyand wil wegkry en 'n ander weg en waarheid in die lewe kom bring vir 'n wêreldbevolking wat nie meer vir Jesus Christus eer of selfs ken nie en wat ingestel is op hulle self en hulle situasie. Paus Fransis sê in 2014, dit was op die 22ste Mei, the idea that we cannot all do good is a form of closedness, a barrier that leads us to war and to killing in God's name. We cannot kill in God's name, even saying that one kills in God's name is blasphemy. Vriende, nou dadelik kom Israel weer by my op. Hoeveel keer het God vir Israel gesê,
ek is by julle, gaan val daai vyand aan, gaan val daai vyand aan. Dan doen hulle dit in Gods naam. Dit gaan oor die waarheid. En hierdie oorloë wat nou ook in Israel aan die gang is, al hierdie goede, dit word gedoen in Gods naam, nie in die Here Jesus se naam nie, want hulle buig nog nie vir die Here Jesus nie, maar in Gods naam. En as dit nie so was nie, dan sou al hierdie wonderwerke nie plaasgevind het nie. Tot dit nou daar gelaat. Vriende, dan sê hy verder, you must do good things. The Lord redeemed everyone in Christ's blood. And atheists, they too. So jy hoef nie eers in enige God te glo nie. Dit is 'n lekker godsdienst hierdie, dit is 'n maklike godsdienst. Die implikasie is, jy hoef nie te glo nie, jy hoef nie gered te word nie, waarvan word jy nou gered? Jy hoef nie te bely nie, dit is net 'n lekker godsdienst waar almal saam een wat ook al aanbid, jy kan aanbid wie jy wil. Dus, wees net 'n goeie mens, die bloed van Christus reinig almal op aarde, wees net goed. Vriende, dis die leuen, Matteus 1 vers 12 sê, aan almal wat hom aangeneem het, en hulle wat in sy naam glo, het hy die mag gegee om kinders van God te word. Almal wat hom aangeneem het, wat in sy naam glo, hulle het mag om kinders van God te word. Ek het nog so een aanhalingkie van die paus. All religions are the path to the same God. Met ander woorde, ons God, ons redder, skepper God, is dieselfde as Allah, of Boeddha, of 'n voorvadergees, of wat ook al. Vriende, dit is ongelooflik. Ons kyk om ons rond en ons sien 'n leuen, soos die vyand bedink het, en ek glo wat generasies in hierdie wêreldgeskiedenis nooit kon voorsien dat dit op hierdie goed gaan uitloop nie. Nou as ons breër kyk na hierdie hele situasie, weer eens so 'n paar afleidings. Let op die slinksheid van die vyand. Hy gebruik die grootste kerkleier van ons tyd om hierdie leuns te versprei. Die Romeinse kerk het 1.39 biljoen gedooptes, soos hulle dit nou noem. Nou, 1.39 is heel wat minder as sê nou maar Islam en so, maar Islam het nie hierdie een leier oor almal nie. Hulle het 'n hele klompie leiers. So dit is 'n geweldige ding, en die hele ding dat die Romeinse kerk aanklank vind, by Islam byvoorbeeld, en by ander gelowe, openbaar nog die weetloosheid van mense wat hulle self onder andere Christene noem. Onkunde, vriende, hulle ken nie die woord nie, mense ken nie die woord nie. Kom ons dink nou wat die paus sê, dis lynreg teen die woord in, dis lynreg teen God se opdragte in. Hy ken nie die woord nie, of hy steur hom nie daaraan nie, of hy aanbid, jy weet, hy so 'n ander God dat die Bybel vir hom eintlik maar net gebruik word, of hy het net gebruik om sy posisie in die kerk stand te hou. Daar is ongelooflike onkunde in die wêreld oor presies wat die waarheid is. Die vierde een wat ek wil maak, of afleiding, dit maak die deur oop vir absolute mag vir die valse profeet. Vriende, as hy in so 'n situasie kan instap, en hy kan sê, maar ek is hierdie een wat by al die godsdienste aanklank vind, dan is dit Openbaring 13 wat in vervulling gaan. Die vyfde een, dit loop uiteindelik uit op die aanbidding van die antichrist as God. Vriende, en is nie net die Romeinse kerk nie, dis baie kerke en bewegings oor die aardbol. Daar is baie min, om die waarheid te sê, wat die waarheid van Jesus Christus in sy volheid verstaan. Ek wil een ding net noem, en dit is die woord ekumeniese samewerking. Vriende, as u die woord ekumene hoor, bid, raak stil. Hier was 'n stadium, en ek dink is steeds aan die gang, wat die hele storie oor ekumeniese samewerking hoog in die mode was, tussen kerke. Dis mos nou nie verkeerd nie. Ek meen, om een te word voor die Here, is 'n wonderlike ding. Ons het een God, ons het een Jesus Christus, ons het een verlosser, ons het een hoop, ons het een heenkome waarin ons gaan. Maar wat gee jy prys
om ekumeniese vereniging te kan ervaar? Moet ek iets van my waarhede vrygee? Vriende, ek wil tog vra, bid ernstig, as jy in 'n situasie is waar hierdie woord gebruik word. Ek sê weer, dis nie in wese verkeerd nie, maar in die wêreld word dit gebruik as 'n wonderwoord wat mense moet byeenbring. Die Grieks van ekumene is oikomenikos. Nou die letterlike betaling daarvan is behorende tot die universele kerk. Behorende tot die universele kerk. Dit is eintlik 'n verskriklike jy weet, as 'n mens na daardie vertaling gaan kyk, nou goed, of dit aanvanklik so bedoel was, weet ek nie, maar dit is wat dit letterlik beteken, of wat dit in oor die afgelope tyd die betekenis gekry het, dan beteken dit dat jy eintlik maar enige iets kan glo. Ons moet net saamkom, ons moet saam, en ons moet mekaar verdra, vir mekaar lief wees en al daardie goede. Vriende, as jy enige iets in hierdie verband hoor of sien, of in 'n situasie is waar jy 'n keuse moet maak, ek sê weer, bid daaroor, dink daaroor, terwille van eenheid kan daar baie goed prys gegee word. Ek gaan afsluit met 'n paar versies in 2 Timoteus. Al die aanwysings is in 2 Timoteus. 2 Timoteus 3 vers 13. Maar bose mense en swendelaars sal voortgaan van kwaad tot erger. Hulle sal aanhou om mense te mislei en hulle sal self mislei word. Vriende, hierdie hele gedagte van self mislei, dis eintlik hoekom ek hierdie versie lees. Ons moet onthou, kom ons vat die paus, kom ons vat die enige kerkleier wat hierdie goed aangryp en dink dit is wonderlik. Hy self is ook mislei. Hy is mislei deur die vyand, of hy is mislei deur mense wat nou ook maar soos hy dink, en wat terwille van hoe sê die Engelse, the better good, iets in die lyn, nou hierdie goed prys gee, die kernwaarhede prys gee, want eenheid is baie belangriker. Vriende, dis nie belangriker as die waarheid van Jesus Christus. 2 Timoteus 4 vers 3, want daar kom 'n tyd wanneer mense nie meer na gesonde onderrig sal luister nie, hulle sal hulle eie begeertes volg en leermeesters soek wat net verkondig wat hulle graag wil hoor. 2 Timoteus 4 vers 6 tot 8, wat my betref word my lewe al reeds uitgegiet as 'n offer aan God. Die tyd van my dood is op hande. Ek het die goeie stryd gestry, ek het die wedloop voltooi, ek het gelowig gebly. En nou wag die prys vir my, 'n laurierkrans vir 'n lewe in gehoorsaamheid, wat die Here die regverdige beoordelaar my sal gee op die groot dag van sy terugkeer. En die prys is nie net vir my nie, maar vir almal wat gretig uitsien na sy heerlike verskyning. Wat sê Paulus eintlik? Die stryd wat hy gestry het, was 'n stryd in die waarheid. Dis die wedloop wat die Here Jesus vir ons voor ons plaas en wat ons roeping inhou. En niemand gaan my daar afkry, dis wat Paulus gebring het, waar hy hierdie woorde kan skryf. Dan weer maar net weer, ek het in die verlede al hierop klem gelê, almal wat gretig uitsien na sy koms. Sien u meer of gretiger uit na vereniging met ander en in die proses waarhede verloor, of sien u gretiger uit na die koms van die Here Jesus? 2 Timoteus 3 vers 16. Die hele skrif is deur God geïnspireer en is nuttig om ons te onderrig, die verkeerde te weerlê, om ons reg te wys en om die regte leefstyl by ons te kweek. Vriende, dit is die skrif. Dis presies wat die skrif doen. Kom ons gaan bidend met die woord van die Here om, ons vra die Heilige Gees, sluit oop, ek het nodig om te sien as ek nie sien nie, of om ons spesifieke sake, sê spesifieke goed vir die Heilige Gees. Vriende, maar ek verstom myself dikwels as ek dit doen, en hoe dit uit die rigting uit dan net in jou gees opkom, of jy ergens iets sien, of in die woord iets raak lees wat jy nog nie gesien het nie. Hy leef, en ons eer hom as die Here. Mag die Here regtig almal van julle seën in hierdie gesprekkie. Ek is jammer, dit was nog 'n bietjie langer as wat ek wou. Kom ons bid net saam. Here, ons prys u naam dat ons die waarheid ken. Ons prys u dat u die weg en die waarheid en die lewe is. Mag ons dit nooit mis of nooit misken nie. In Jesus se naam. Amen. Mag die Here julle seën.